Vandag, Here, kom vier ons die liefde en ons kom vier die lewe. Omdat ons hulle ken, Here, weet ons daar's in Andre en Ansel regtig iets baie spesiaals wat ons sukkel om in woorde om te sit. Dankie dat ons vanmiddag met hulle kan deel en seën asseblief hulle pad en seën hulle huwelik. Mag hulle 'n lang huwelik hê en mekaar sien grys word. Mag hulle soveel pret ervaar en ook groei deur die krisisse van hulle lewe. Ons vra regtig, Here, dat U vandag hier so iets mooi sal begin en sal klaarmaak wat U ook in hulle begin het. Dankie dat ons dit ook alles kan bid in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. And
drift through the hollows to find the old road. Don't remember days of your sorrow. Remember when Die Bybel leer ons van goeie kommunikasie. Wie antwoord voor hy die vraag gehoor het, is dwaas. Die Gees van ons Here Jesus het hierdie wysheid vir ons geïnspireer, omdat hy weet watter skade dit bring as ons nie reg luister nie. Hy weet hoe seer dit maak, en hy wil so bietjie daai seer wegneem uit julle verhouding uit. En daarom dat hy sommer net kom sê, luister. Luister as die ander ene praat. Luister tot aan die einde van die punt van die sin. Die Bybel leer ons om respek te hê vir ander. Die Bybel leer ons om geduldig te wees met ander. Die Bybel leer ons om lief te wees vir ander. Spreuke sê vir ons, hoe doen jy dit prakties? Hoe leef jy respek? Hoe leef jy geduld? Hoe leef jy liefde? Andrei, Ansel, as julle dit kan regkry, gaan julle verhouding baie hartseer gespaar wees en gaan julle baie gelukkig wees. when to bring its peace to man. 'Cause hidden in time there is a constant. If we can only enter in. Baby, you got me now. Oh, baby, you got me now. Why don't you say you love me? Come on, say you love me. Come on, say me, honey. I'm 1,000 miles away, but you can't say you love me. Come on, say you love me. Come on, say you love me. So ja, hierso sit ons nog steeds 13 jaar later, Choma. Ek weet dat daar niemand is wat so mooi na Ansel sal kan kyk, soos wat jy gaan nie. Ek wens vir jou en Ansel regtig net die beste vorentoe. Vandag begin 'n nuwe hoofstuk in julle lewe en ek is seker dat julle al baie ontvies ontvang het van jong getroudes en ou getroudes. Maar vanaand wil ek vir julle sê dat julle maatstaaf vir hoe om 'n goeie man en vrou te wees nie aan die wêreld gemeet moet word nie. Bring voortdurend die beste in mekaar uit. 2 vaar beter as 1. Skryf julle eie hoofstuk, maar hou God as julle fondasie.
Ah.